1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Die herders kom in Bethlehem aan. Nadat Jesus gebore is, het die herders hulle haastig op pad na die stal toe bevind. Die nag was stil en die lug bo hulle was gevul met helder lig van die ster wat oor Bethlehem geskyn het. Hulle voete het vinnig oor die klipprige veld beweeg en hulle harte het nog geklop van opgewondenheid na die verskyning van die engele. Hulle kon skaars glo wat hulle gesien en gehoor het. 'n Skare van engele wat gesing het: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Hulle woorde het soos 'n lied in die herders se gedagtes bly weer klink. Toe hulle uiteindelik by die stal aankom, het hulle vir 'n oomblik buite die ingang stil gestaan. Die plek was eenvoudig, klein en stil, en die lig van die ster het sag deur die opening geskyn. Die herders het versigtig binne gekom, hulle voete sag op die grond, sodat hulle nie die stilte sou versteur nie. Hulle verwagting was groot, en tog was hulle verbaas toe hulle die baba sien. Hy het in 'n krib gelê, omring deur hooi en eenvoud. Dit was nie die soort plek waar hulle 'n koning sou verwag nie. Maar toe hulle in die krib afkyk en Jesus se klein gesiggie sien, het hulle onmiddellik geweet, dit was hy, die verlosser van die wêreld. Josef het hulle gegroet en hulle ingenooi, 'n sagte glimlag op sy gesig. Die herders het na Maria en die baba gekyk en met 'n respek wat die stilte van die oomblik eerbiedig het. Toe, met opgewonde stemme, het hulle begin vertel. Hulle het verduidelik hoe die hemel voor hulle oopgegaan het op die veld, hoe die engele met helder lig hulle gevul het en hoe hulle die groot nuus van die geboorte van 'n redder ontvang het. Maria het stil geluister terwyl sy Jesus in haar arms gehou het. Haar gesig sag en kalm. Sy het na die eenvoudige mans gekyk en die blydskap in hulle oë raak gesien. Hierdie manne, wat net ure tevore met hulle skape onder die sterre gesit het, was nou getuies van die grootste wonder van alle tye. Die herders se vreugde was aansteeklik, en Josef het sy hand op die krib laat rus, terwyl hy die nuus met verwondering in sy hart oordink het. Na 'n oomblik het die herders op hulle knieë neergeval. Daar was geen groot gebare of gesofistikeerde woorde nie, net nederige aanbidding van mense wat besef het dat hulle in die teenwoordigheid van die Seun van God was. Hulle het met gebuigde hoofde gebid, elkeen op sy eie manier, en God gedank vir hierdie ongelooflike geskenk wat hy aan die wêreld gegee het. Hulle harte was vol van iets wat hulle nie kon beskryf nie, 'n vreugde en 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Die herders het na mekaar gekyk en geweet dat hulle 'n wonderwerk beleef het. Hulle het vir een opgestaan en die stal met sagte tree verlaat, hulle harte vol lofprysing en hulle siele lig. Terwyl hulle teruggestap het na hulle skape, het hulle die nuus aan almal wat hulle ontmoet het vertel. Hulle stemme het opgewonde geruis in die stil nag, en hulle vreugde was soos 'n lig wat deur die donkerheid gebreek het. Die herders sou terugkeer na hulle daaglikse lewe, maar hulle sou nooit weer dieselfde wees nie. In 'n klein stal in die teenwoordigheid van die kind wat gekom het om die wêreld te red, het hulle die beloftes van God vervul gesien. En vir altyd sou hulle onthou dat hulle die eerstes was wat die goeie nuus ontvang het, dat die verlosser gebore is. Fluit, fluit, my storie is uit. Môre gesels ons oor die loflied wat die herders sou sing.